Ek sit 'n bietjie vanoggend, want ek gaan 'n bietjie lekker teaching doen. Ek gaan nie preek vanoggend nie. Of ek gaan probeer om nie te preek nie. Heilige Gees moet my nie laat preek nie. We need teaching. Die Bybel sê my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En ek glo die Here het 'n goeie woord vir my en vir u. Maar is so amazing hoe die Here my voorberei vir hierdie woord. Ons gaan vandag 'n bietjie dieper in grace, genade, wat dit regtig is. En ek hou van, Riaas, julle het ons gestig vanoggend hier in die worship team. Kom ons gee vir die worship team 'n lieflike handeklap, man. I surrender all to you. En terwyl ek my hierdie week voorberei het, ek sê altyd vir die Here, ek gaan nie iets doen wat net informasie is nie, but I need something that is transformational for me as well. En die hele week het ek die logos woord gehad, die woord self, maar dit het vir my gevoel dat ek nie die rima woord het nie. En vanoggend sê die Here vir my, "But jy gaan dan praat oor surrender. Jy kan mos jouself uitfigure hoe jy moet voel nie. I will do the thing for you while you proclaim my word." So ek glo dat die Here het vanoggend 'n woord en ons gaan vanoggend praat oor chosen, adopted and sealed. You are chosen, jy's gekies, jy is aangeneem en jy's verseël. En ons gaan 'n bietjie lekker dieper daarin. Gisteraan, terwyl ek met my vrou by die huis sit, luister ek 'n song wat speel daarso en hy sê, ek hou van die ou tydse hymns, die liedere, die ou tydse goed. Dit is vir my lekker, man, is kragtig. En die song gaan, hy sê, en dis wat ek ook vandag is, terwyl ek hierso sit voor u, hy sê, en ek sê dit vir myself ook, I'm just a nobody, trying to tell everybody about somebody who can save everybody. Dan gaan hom weer sê, I, Clifford Sheldon, is just a nobody, trying to tell everybody about somebody who can save everybody, and his name is Jesus Christ. Amen? Ons gaan vandag baie praat oor genade, oor grace, en kom ons kyk wat die woord grace beteken, maar kom ons draai eers die woord op na God toe wat vir ons die woord gee. Vader, ek kom vanmôre na u toe, en ek surrender myself in die hande vanoggend, Here. Sonder u kan ek niks doen nie. God, it is your word, God. I can read your word, I can explain it, but Holy Spirit, I give the church back into your hands. It is you that build the church, Holy Spirit. Without you, I am absolutely nothing. But I have to say, dat dit nie my woord is nie, Here, wat mooi klink nie, maar dat dit van u afkom, Here, want dis u woord, Here, wat vir ons bevryding bring, my God, Here, in die naam van Jesus. Amen en amen. Ek hou van die woord charis. Dit is wat grace actually beteken in die naam is, in die oorspronklike Griekse woordeskat. So toe apostel Paulus die naam van grace noem, het die Grieke geweet van wat hy praat, want hy skryf in die boek van, hy skryf aan die Ephesians, maar hy is in die gevangenis, en as jy gaan lees deur die boek van Ephesians, gaan jy dink, wow, apostel Paulus sit musiek in 'n lekker plek, hy het 'n lekker study, dit gaan baie goed met hom, terwyl hy begin skryf, en wow, hy's in 'n nice omstandighede, maar as ons gaan uitvind, waar apostel Paulus was, toe hy dit geskryf het, was hy actually in die gevangenis. Hy was vasgeketting aan 'n wag, hy was onder huisarrest gewees. So met ander woorde, sy uiterlike omstandighede was nie in lyn met wat hy geteach het nie. En hy het nie laat sy uiterlike omstandighede vir hom dictate wat hy wil sê nie, want hy was gevul met die gees van God. En hy het verstaan hoekom hy hierdie sekere woordeskatte gebruik het. Want as jy gaan kyk in die Ephesians, en ek sal vir jy aanbeveel om Handelinge, hy's in die Nuwe Testament, Handelinge 19 te gaan lees. Ek gaan nie nou diep daarin nie. Dit gee vir jy 'n beter agtergrond van wie die Ephesians was, waarin hulle geglo het, die besige populêre stad. Gaan lees 'n bietjie daarin, dan gaan jy 'n bietjie meer agtergrond kry hoekom apostel Paulus sekere woordeskat gebruik het. Maar die eerste woord wat ek verduidelik in u is die woord grace, wat charis is. Hy sê grace is God's loving initiative towards people who could never earn his acceptance. It is his undeserved favor. Not only forgives sinners, but also adopt them into his family, transform their lives, and empower them to live for his glory. All because they are in Christ. As ek dink een van die grootste dinge waarmee mense sukkel in die moderne wêreld van vandag is die identiteit.
Baie mense sukkel met identiteit. They struggle for identity. They want to be accepted. So the only way they can feel accepted is when it's linked to their identity. Elke persoon sukkel, elke kultuur het sy eie identiteit. Elke een, byvoorbeeld, nie almal nie sy identiteit sê vir homself, you are what you achieve. If I achieve something, it means I am good or I am that. You are what you produce. Met ander woorde, hoe goed ek kan wees is wat ek produce of wat ek kan gee. You are what people think you are. En daai was een van my grootste probleme. Ek het geleef gebaseer op wat mense van my dink, hoe hulle my aankyk. Of jy kan vir jou sê, jou identity is, you are your latest failure. Jou laaste failure wat jy in die lewe gehad het, dis wie jy dink jy is. Of you are your latest success. Met ander woorde, ek het nou die bereik in die lewe, so God is now good. That is actually who I am. Nou die probleem is we constantly pulling ourselves in different directions. En dit maak vir ons baie keer moeg. Ons elke keer wil ons meer uitvind oor onsself, ons bereik sekere dinge, en op die einde van die dag voel ons, you know what, we not love anymore, because the things we gave to people, they don't accept it anymore, we feel insecure, we feel rejected, because it seems like people don't accept us anymore. So what is the result? When we try, we became exhausted. We walk into rooms, ons stap in kerke in, want ons wil ons identiteit daarin gaan soek. Ons draai heavy burdens op ons, van onze families, van onsself, because we constantly try to prove that we belong to somebody. Ek onthou, my vrou het altyd vir my gesê, sy gaan vir my 'n narpakkie koop, toe ek nog in die wêreld was, want ek was liever jokes maak en dit doen, en toe sê sy, jy sal net 'n nar, as jy weer verjaar, gaan ek vir jou 'n narpakkie koop. En sister, nee man. In elk geval, because ek het my identiteit gesoek in mense. As mense van my lag, het dit gegaan, hulle hou van my. Hulle het my kom optel. Ek het nooit betaal om uit te gaan nie, want Clifford die nar is daar. Kom ons gaan haal vir Clifford. En ek het gedink, hulle hou van my, maar hulle het meer van my entertainment. Ek was as 'n joker in die ou dae, uit die paleise, die konings het jokers gehad. En dis hoekom hulle my betaal het vir alles. Totdat ek my identiteit in Christus gekry het. En Apostel Paulus was een van daardie manne gewees, terwyl hy hierdie brief skryf in Ephesians. Hy was in die gevangenis, maar sy external kondisie het nie bepaal wie en wat hy is in Christus nie. Die mooiste van die boek van Ephesians is, hy begin nie met 'n complain nie, hy begin nie met 'n teregwysing nie, hy begin met 'n song, as amper soos 'n song wat hy besig is om te sing, en mense sal dink, joh, is die jou reg? Kyk hoe lyk sy omstandighede, maar hy is besig om dit te doen. Ek wil hê ons moet begin met die boek van Ephesians, hoofstuk 1. As jy die Bybel gebring het, kan jy dit oopmaak in Ephesians 1. Alternatief kan jy agterkyk na die skerm toe. Nou wat ek hou van Apostel Paulus, hy laat my baie dink in my. As ek goed doen, baie keer myself ook. Het jy al uitgevind, as jy opgewonde is, dan praat jy aan en jy stop nie, dit gaan net so. Ek dink baie keer, dink ek, jy pas, ek kan net 'n bietjie stadiger praat nie. Want nou praat jy nog, hy stuk in die Engels ook, maar nou moet ons nog opvang ook, want die when is en die what is nou bijvoorbeeld die in nie. En Apostel Paulus, hy is so opgewonde om die brief te skryf, en in die oorspronklike taal, die eerste vers vanaf 3 tot en met 14, nee, is actually a single sin. Vanaf vers 3 tot en 14 is dit een sin, want hy kan nie ophou praat nie. Hy begin praat oor wie God is, wat God gedoen is, en hy kan net nie ophou dit uitblaker nie, op die einde van die dag, en dit neem hom in 'n heilige moment in. Hy word in awe, en hy vergeet selfs ook, dat hy in die gevangenis is. Hy vergeet van sy omstandigheid, want sy hele lewe word getransformeer. En vandag is die gebed van my hart is, as u hier gaan uitstap, dat 2 dinge met u sal gebeur. In 'n beter lig, dat die Heilige Gees u sal help, want dit is net die Heilige Gees wat dit kan doen, to discover who God is, and because of who he is, who you are. The moment you know who God is, then you will discover who you are. Ons gaan kyk in hierdie hoofstuk, hoe Paulus alles laat vloei, en die manier hoe hy die hoofstuk laat vloei is, hy bring die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en die hele hoofstuk van Ephesians is geanker in die Trinity, want sonder die Trinity kan daar niks gebeur nie.
Kom ons begin met die eerste ene. Dit begin met die plan van die Vader. Kom ons lees Ephesians chapter 1, verses 3 to verse 6. Dis al vir my. Let me get that quickly. En hy begin die volgende. Hy sê, Blessed be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of God's will, of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. As jy gaan kyk na vers 4 en vers 5, dis die heartbeat van hierdie passage, waar die Here, Apostle Paulus, hy point directly na God the Father, en hy reveal die core purpose van hoekom God dit gedoen het. The Father plans, somebody have to initiate it, and somebody have to seal it. So met ander woorde, kom ons kyk hoe die Vader dit beplan het. As ons dan kyk na hierdie skrif, hy sê, voordat alles gebeur het, voordat daar sterre in die hemel was, voordat die oseane water ingekry het, voordat enigiets beplan was, was hy al reeds in God se plan. U wat vandag hier so sit, ons was al reeds deel van God se plan. Before the oceans poured into the basins, before time have even come, God the Father had me and you in mind. Paul said, He chose us in Him before the foundation of this world. Met ander woorde, voordat die fondasie nog daar was, het God alreeds in my en in u gedink. Ek hou van die volgende. Dink in die volgende. You are not. Jy is nie. Baie mense sê mos, jy is 'n mislukte. Dit klink lelik wat ek vir jou nou gaan sê. Ek het al gehoor hoe mense vir mekaar sê, jy's 'n mislukte abortus, jy moes nie gewees het nie. Jy's actually 'n niks. Ek weet nie hoekom jy hier is nie. Jy is nie 'n spiritual afterthought nie. God het daar gesit en dink, okay, ek het nou alles gemaak, die aarde, die sterre, alles wat daarin is. Okay, kom ons maak vir Clifford. Kom ons maak vir Kylene. Jy is nie 'n spiritual afterthought nie. Jy is nie you are not an accident in history. Jy is nie 'n accident nie. Al het iemand vir jou gesê, jy is 'n accident. Elkeen wat vandag hier so sit, elkeen wat my stem kan hoor daar buite, you are not an accident. Your relationship with God did not begin. Ons verhouding met God het nie begin die dag toe jy die eerste keer in die kerk instap nie. Jou verhouding met God het nie begin die eerste dag toe jy jou lewe vir Jesus gegee het nie. Jou verhouding met die Here het al begin. Die plan wat God vir jou en vir my het al begin voor die grondlegging van die aarde. Is dit nie amazing om dit te weet nie? Want baie keer dink jy, God gaan eers aan my dink, as ek my hart vir die Here gee, ons sal later daarby uitkom. Maar die volkome plan van God het al begin, voordat hierdie aarde en alles nog gevorm het. It began in the depths of eternity, past born out of the love that God have for me and for you. As ons dan kyk in die boek van Genesis 3, waar ons gesondig het, waar ons besluit het, you know what, ek wil meer weet van God, ek wil die boek van kennis en kwaad, ek wil die boom in eet, en ons besluit het, God is nie goed genoeg nie, het God ons nogtans nie afgeskryf nie. En even in vandag se lewe, we want to figure things out, based on ourselves. But God chose us. In vers 4 sê, that we should be holy and blameless before Him. Nou baie keer as ons die woord holy hoor, dan dink ons in 'n stern judge wat daar sit, of hy loop, die mense is daarom heilig, mense wat loop met baadjies, mense wat nie, hulle is by die Here, hulle, nee, jy is te heilig. Ons het 'n miskonsepsie waaroor heiligheid gaan, en ons sê, nee, jy is te heilig vandag. You are too holy. You know, holy means God has set you apart for His glory. Met ander woorde, hy het vir ons een kant gesit, hy het vir ons een kant gehou, omdat hy lief is vir ons.
He has set you apart because you are part of His glory. No matter what your circumstances tell you, God has set us apart. No matter your messiness of your world. Ek weet nie hoe deur mekaar jou wêreld was nie. Ek weet nie hoe deur mekaar jou lewe nou lyk nie. Ek weet nie waarheen jy gaan nie. Ek weet hoe jy voel nie. Ek weet nie wat in jou huis vandag aangaan nie. Maar die Here sê ek moet vir iemand sê, God wants to declare you holy because when He look at you, He look at His love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ek hou van die biblical context wat hy sê, holiness being set apart for something beautiful. It means being made whole. To be blameless means that when the Father look at you, He doesn't see your mistakes. He doesn't see your hidden faults. Hy sê nie, okay, ek onthou nog daai Luciano, ek onthou wat jy nog gedoen het. Nou, hy kyk verby dit, maar ons gaan onsself vra, maar hoe is dit dan moontlik dat God verby al daardie dinge kyk? En ons gaan kyk wat sê in vers 5. Hy sê, in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Hy het geweet dat ons gaan dit self kan regkry nie. Hy het dit gepredestined for adoption, dat ons aangeneem kan word. En toe die Grieke van Ephesians, as hulle die woord adoption hoor, dis hoekom apostel Paulus, hy noem die woord adoption, julle is aangeneem, want as hulle die woord adoption gehoor het hulle geweet, nie enigeen in daardie tyd kan adoption gedoen het nie. En as jy adoption, as jy aangeneem word, word dit gedoen deur iemand met mag, en iemand met gesag. En as daardie persoon jou aanneem, jou verlede en alles word uitgewis. Al was daar 'n kriminele rekord teen jou, al was jy hoe erg geweest, tot jou naam word verander. Hulle het geweet as hulle sê, God, He wants to adopt you. En ek wil hê iemand dit vanmôre weet, as die Here vir jou aangeneem het, if He adopt you, it means your past through His Son Jesus Christ has been erased. Because you belong to Jesus now. En die vyand gaan baie goed in jou kop sê, hy gaan jou verlede wil opbring. Hy gaan 10 minute gelede se goed wil opbring in jou. But when Christ have adopted you, it means He have deleted, He have forgot, He have erased your past mistakes. He is an adopting Father. Ek hou van wat hulle sê ook in die Roman en in die Greek world, if a young person's past debts were legally wiped out, completely cancelled. So in ander woorde, watter debt jy in die wêreld het, van as gevolg van sonde, wat jy wil vashou, deur Jesus Christus sê, I wiped it away. En die vyand wil nie hê, ons moet dit weet nie. Want hy wil hou vas hê, hy wil vir ons sê, jy is jou verlede. But he is a liar. God wants to give you a new name. Amen? Kyk wat sê die tekst. Notice the text say, He did this according to the purpose of His will. Go to praise of His glorious grace. God didn't look down. Hy het nie afgekyk in die tyd en gedink, you know what, ek kan miskien vir Riaas of vir Lynn of vir Chantal eendag gebruik as ek hulle gaan nodig kry nie. No, He chose you because He chose to love you. Jy sê per ongelukke, miskien gaan ek 'n Elroy later gebruik as ek hom gaan nodig kry. No, God chose you. Hy het vir jou gekies as gevolg van sy liefde. Wat hy vir my en vir jou het vandag. Out of the good pleasure, sê die woord van die Here, of His own will. When your identity is rooted in the Father's choice, your security shift. Ek gaan dit weer sê. When your identity is rooted in the Father's choice, your security shift. Met ander woorde, ek het nie nou meer sekuriteit nodig van my verlede nie. Ek het sekuriteit nodig van wat mense dink van my nie. Ek het sekuriteit nodig van dit of van dat nie. My security is in the Father. Amen? En ek wil, vanoggend praat die Here spesifiek hieroor met my, terwyl ek my voorberei, en ek wil alles probeer, en hy sê vir my, if you earn your way into God's family, by your good behavior, you could lose your place by your bad behavior. Ek gaan dit weer sê.
If you earn your way into God's family by your good behavior, you could lose your place by your bad behavior. That's why we cannot work our way to salvation. It is by His grace and by His grace alone. Amen? Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Na Jesus Christus, the Son provision, redeemed and forgiven. But Paul stop nie. Hy hou nie op by die plan van die papa nie. Hy gaan na die volgende toe. Daar was 'n plan gewees wat God gesê het, I love them, I want to redeem them. So die plan is uitgesit. Dit klink nou mooi. Ons is geskape vir die grondlegging van die aarde, wat God in ons gedink het, maar die mens het gesondig. So hoe gaan ons maak? Hoe gaan ons dit herstel? Hoe gaan die aanneming plaasvind? En dit waar Jesus inkom. A plan needs to be executed. A price has to be paid. Because sin is evil, family. Sin is evil. Sin destroys. And in order for the sin to be break, a price has to be paid. Kom ons sê, kyk wat sê Ephesians 1 vers 7 tot 10. Hy lees en hy sê die volgende. In Him we have redemption, through His blood the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and on earth. If the purpose of the Father is to plan, the purpose of the Son is to provide. If the purpose of the Father is to plan, dis die plan wat ek vir julle het. Dis die plan. So wat gaan gebeur? The Son have to provide. So die Son is daar, hy moet die plan execute. So hoe gaan die plan execute word? Only deur sacrifice. Somebody has to be sacrificed. Because sonde kan nie net afgeskryf word nie. Daar moet iets gebeur. En die sacrificial lamb kom deur Jesus Christus, wie die sacrificial lamb is. Ek hou van die woord wat hy sê in vers 7, praat hy van redemption. Even die Ephesians, as die woord redemption genoem was, het hulle geweet wat redemption beteken. Dit was 'n marketplace term gewees. As hulle geweet het van redemption, dit beteken daar was slawe gewees. Die enigste manier hoe die slaaf vry kan word, hy moet geredeem geword het. So, hy kon nie net gaan nie, redemption have to take place, of dan gaan jy vasgevang wees in hierdie slawerny. So, met ander woorde, iemand gaan na die slave market toe, net soos Jesus gekom het vandag, en hy kom na die slave market toe, and he wants to redeem us. Because if he's not going to redeem us, we will still stay slaves of our past, we still will be slaves of our present, and we still can be slaves of our future. And it's only Jesus, through His sacrificial blood, that can redeem us. Hy sê, ek like die volgende, hy sê, pay the purchase price for a captive and to set him completely free. So met ander woorde, die een wat kom redeem het, hy moes 'n prys betaal het. So apart from Jesus, let me give you some background. Who are we apart from Jesus? As ek nog nie Jesus in my lewe aangeneem het nie, dis hoekom my lewe so voel, dis hoekom my lewe so swaar is. Apart from Jesus, we were just misinformed. We are misinformed about Jesus. We heard stuff about the church, but we did not experience God. Because I have not accepted Jesus as my Lord and Savior. Apart from Jesus, what happened? I'm a captive. Met ander woorde, ek is nog 'n gevangene van die sonde. Apart from Jesus, I am enslaved to my own broken desires. Ek is 'n slaaf van my gebroke desires wat ek het. Sonder Jesus I'm enslaved to the opinions of others. The opinion of my boyfriend matters. The opinion of the pastor matters. The opinion of my brothers and sisters matters. The opinion of cultures matters. You know why we feel enslaved like that? Because we actually are still slaves. Because if Jesus did not redeem you, we will stay a slave. We are enslaved to sin, and we are paralyzed sometimes because of the fear of death.
Almal van ons wil hemel toe gaan. As ek vra nou, wie wil almal hemel toe gaan? Almal se hande sal miskien opgaan. Maar as ek vra, wie wil nou sterf? Wie se hande sal opgaan? Because that is what sin is doing. Sin wants to paralyze us with death. He wants to keep us. He wants to die sonde wil vir ons laat verstaan dat die dood het 'n houvas op ons lewe. Maar toe Jesus gesterf het op die kruis van Golgotha, het hy die mag van dood verbreek oor ons lewens. We could not pay our own price. No one that is sitting here today can pay our own price out of sin. We have to be redeemed. And I can only be redeemed if I accept Jesus as my Lord and Savior. So Jesus have walked into the slave market of humanity. And he said, you know what? I can buy you because I have paid the price on Calvary. You have a choice. What will you do about it? Do you want to remain a slave? Do you want to remain a slave of opinions? Do you want to remain a slave of circumstances? Ek is maar gebore vir dit. My lewe gaan nie verander nie. Wil jy nog 'n slaaf bly van abuse? Wil jy 'n slaaf bly van armoede? Wil jy 'n slaaf bly van religion? Van wat wil jy vandag 'n slaaf bly? Jesus sê, ek het dit alles vir jou oorwin en ek het die prys vir jou betaal op die heuwel van Golgotha. What are you going to do about that? Ek hou van die volgende, Jesus kom, ons neem hom aan as ons persoonlike saligmaker. Die plan is daar. Jesus redeem ons, maar wat nou? Wat is die volgende wat gaan gebeur? Die volgende wat gaan gebeur is die Heilige Gees. Hy bring die third person in. Elkeen het 'n plan. He brings in the third person of the Trinity. Kom ons kyk na Ephesians 1 verses 13 to 14. Dit waar die Heilige Gees inkom. God die Heilige Gees. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in him, was sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. Hoor, ek like die. The purpose of the Holy Spirit is to apply, to protect, and guarantee what the Father planned and the Son provide. Wow. The purpose of the Holy Spirit is to apply, to protect, and to guarantee what the Father have planned voor die grondlegging van die aarde, for you to become holy, for us to become holy, and what the Son provide, the freedom on the cross. The Holy Spirit come to apply that. Ek hou van die, Paul uses two incredible terms here to describe what the Holy Spirit does for the believer. He seals us, and he is our guarantee. So as ek die Here aangeneem het, as my persoonlike saligmaker, kom die Heilige Gees op my en hy seal die deal. Ek hou van die woord seal, want in die ou tyd as die koning 'n boodskap wil uitgedra het, om die boodskap kragtig te maak, om seker te maak dat die boodskap by almal uitkom en dat niemand in die pad staan van die boodskapper nie, moet hy die brief gesiel het. Wat hulle gedoen het, hulle het iets gemaak, byvoorbeeld soos wax, en dan druk die koning sy ring daarop, en dan vat hy sy ring, en hy sit hom daarop. En as iemand die seal gaan breek, beteken dit, dat is moeilikheid. Al hou jy nie van die boodskapper nie, al hou jy nie van die persoon nie, maar die seal van die koning is daarop. Die autoriteit van die koning is daarop. Jy hoef nie van my te hou nie, jy hoef my vuil aan te kyk, maar jy moet verstaan, as ek Jesus in my lewe aangeneem het, is die seal van die Heilige Gees op my lewe. En miskien lyk jou omstandighede hoe, maar as die vyand jou aankyk van buite af, en jy het Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker, en die vyand sien die seal van die Heilige Gees op jou lewe, weet hy kan niks doen in jou nie. Because the promises is sealed by the Holy Spirit. Wat doen die seal van die Heilige Gees? Dis hoekom dit belangrik is om te weet die krag van die Heilige Gees. Wat doen hy? Die seal sê ownership. So when the enemy looks at you, so when circumstances look at you,
What does circumstances seen? No, I cannot touch this. This person has an owner. His owner's name is Jesus. His owner's name is the Father. It means he declares to everyone that saws them, this person belongs to the King. Die volgende een wat hy doen is authority. It carried the full weight and backing of the one who sealed it. So as jy vandag al reeds die Here in jou lewe aangeneem het, wil ek vir jou sê, moenie angstig rondkyk nie. You are sealed. You are guaranteed. And there's a security on your life. As iemand dempe aan daai seal, gaan hulle in die probleem kom. As iemand gaan vat daarin, gaan hulle in die probleem kom. As hulle die boodskapper die seal wil gebreek het, dan weet hulle, daar gaan probleme afkom. En net soos omstandighede in jou lewe, as dit op jou wil afkom, sê die Here, moenie vrees nie, ek is met jou. This means your identity is secured and owned in God. When the trials of life come crashing in, when your health fail, when your relationships break, when your anxieties scream inside of you to give up, the Holy Spirit stands in the internal God to remind you, you belong to the King of Kings. Your seal cannot be broken and you are safe. That is what the seal of the Holy Spirit do. And God wants to tell that to somebody this morning. Die Here wil dit vir iemand sê vanmôre. They can do absolutely nothing to you. Ek hou van die volgende Griekse woord, wat hy sê, you are guaranteed. Dis 'n woord wat hulle sê, errebon. Dit beteken dat jy in die modern Greek term beteken dit, as die Heilige Gees op jou kom, beteken dit, jy is actually engaged. Jy is voorberei vir wat gaan kom. So Jesus went away to prepare a place for you and me. He guaranteed that he's coming back for you and for me. Waarop is u gefokus vandag? What determined, or who determined who you are today? By giving us the Holy Spirit, God is saying, the peace you feel right now, the joy you experience in worship, the comfort you feel in trial, that is just a tiny foretaste of what's to come. Laat my afsluit met die volgende. You are not the sum of your mistakes. You are not defined by your bank account. You are not defined by your career. You are not defined by your relationship status. You are not what your past say you are. If you are in Christ, your identity is chosen, adopted, redeemed, forgiven, sealed, and secured. Wow. That's amazing. When I'm in Christ, it means my identity are chosen. It means I'm adopted. It means I'm redeemed. It means I'm forgiven. It means I'm sealed by the Holy Spirit. And it means I am secured. Just to know that. Just to know that. That I'm not alone. Don't let the world fool you, family. When exhausted, wanneer jy moeg voel in die lewe, en die wêreld wil vir jou 'n ander storie vertel, know that you are loved by the Father. You are loved by the Father. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God, en sy troostvolle gemeenskap is met jou. You know how much God loves you? Dat hy die Trinity, hy gee nie net een part vir jou nie. Hy gee die Vader, die Seun en die Heilige Gees. The Father, the Son, and the Holy Spirit is at work for our salvation. That's how much God loves you. Don't let anyone tell you something else. If you have been living on a treadmill of trying to prove your worth, jy's op daai treadmill, jy wil vir almal wys what your worth is. Jy wil vir almal bewys. Jy wil vir die pastoor bewys, jy wil vir jou neighbor bewys, jy wil vir almal bewys, jy wil your identity earn. Stop it today. The price has already been paid for you and for me on Calvary. Step off the treadmill. Step off the treadmill of the world. Step off the treadmill of opinions and say, Jesus, I want to accept you as my Lord and Savior today. Thank you that I'm part of the plan. Here het in my gedink, voordat die aarde se grondlegging daar was, het die Seun vir my gestuur,
En die belangrikste, een van die belangrikste is, you have sent the Holy Spirit to seal the deal. Ek hou van besigheidsmanne as hulle uitstap, en hulle loop en dan sê hulle, nee, die deal is geseal. Daai ding kan nie nou verander nie, daai deal is deur. Dis kwaai. Ek onthou toe ek in die bank gewerk het, en jy's nog besig met die mense, met polisse en sulke goed, en die tyd wanneer jy die gelukkigste voel, is wanneer hy een gesign het, en die stamp is daarop, en dan swys jy vir die ouens, ek het 'n deal, die deal is geseal. En net so toe Jesus jou aangeneem het, toe jy Jesus aangeneem het, op die kruis van Golgotha, is die deal geseal. So moenie angstig rondkyk nie vanmôre, kan nie opstaan vanmôre. Die Bybel sê, moenie angstig rondkyk nie. Kyk, ek is die Here jou God, en ek is met jou, tot op die einde. Terwyl ons ons oë sluit, en ons hoofde buig, ek vanmôre uitnodiging maak aan iemand, wat nog nooit die Here in hulle lewe aangeneem het nie. Iemand wat op soek is na hulle identiteit, in die wêreld. Iemand wat sê, you know what, I'm just tired of being tired. As daar so 'n persoon is wat vanmôre sê, Father, I realize now what you have done for me. I want to give my life to you this morning. Kan jy jou hand opsteek, laat ons kan sien vir wie ons bid vanmôre. Dankie Here vir die hande wat opgaan. Dankie vir die hande wat opgaan. Middel langs die kante. Thank you Jesus. Ons sien die hande. God, you see the hearts, God. We see the hands in the back. Hou die hande op. Vir jou boekie gee. Thank you Jesus. Thank you for that God. Is daar nog iemand, vandag het jy die geleentheid. Vandag het jy die geleentheid om van daardie tredmil af te klim, wat die lewe genoem word. Vandag het jy die geleentheid om 'n verskil te maak. Vandag het jy die geleentheid om die seël te ontvang. The seal of the Holy Spirit. That is here to protect you. That is here to be your security. And that is here to keep you until Jesus comes. Ek wil hê die wat hulle hande opgesteek het in die gemeente om die volgende gebed saam met my te doen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanaand, vanmôre na U toe en ons gee ons lewe in U hande. Vergewe ons van ons oortredinge. Baie dankie dat U ons nou aanneem en dat ons verlede uitgewis is. Dankie dat ons nou U kinders genoem kan word. In die naam van Jesus. Father, I pray for everyone that is here in this building today, Heavenly Father. I pray, Heavenly Father, that your presence shall fill them, God. God, I pray that you shall make them aware, Heavenly Father, that they are part of the plan, God. They're part of your plan, your love plan, God. That Jesus died for us to set us free. Ek bid vir die wat al reeds by U is, Here, remind ons elke dag, Here, van die prys wat betaal is, in die naam van Jesus. Mag die Here U seën, mag die Here se aangesig oor die lewe skyn. Mag die goedheid en guns van die Here elkeen volg, wat vandag in hierdie gebou is. Die wat die Here aangeneem het, welkom by die familie van Christus.